fyn dat u op die voorgrond sal verskyn, Here. Dis my altyd 'n kosbare om die woord te kan deel en te weet, u is daar. Vader, dat hierdie woord nie ledig sal terugkeer nie, en dat u hierdie saad wat sal val, vrugbare grond sal val, en u die grond sal benut. In Jesus se wonderlike heilige naam. Amen. Vanmôre gaan ek preek oor 'n snaakse onderwerp. Ek gaan preek oor die eend. Nie een nie, die eend. Kwak, kwak. Ja. Maar jy se Frans eend, hy sê le kwak, le kwak. Ek ben Pietie en Marianne, is Boetie en Sissie, en hulle gaan kuier daar by hulle oupa daar op die vals. En na so tyd gee oupa vir om my kind in die hand, hy sê vir hom, kom ek vat jou hier uit in die veld in, sit hy 'n paar blikkies daar neer, of skiet oupa, en so af een na die ander. Hy sê, Pietertjie, jy moet nou vir oupa bietjie target skiet, naast fyn besoeld. Nou moet jy vir 'n klomp blikkie, dan mis hy met so 30 tree. Dan mis hy vir 'n groot boom, dan mis hy met so 40 meter. Dan moet jy vir hierdie klip, wat skiet hy daai klip raak. Maar hy besef, maar hy is nie 'n goeie skut nie. Alles wat hy skiet hy mis. Later die middag, toe is Pietertjie nou moeg, moedeloos, frustreerd, geïrriteerd, honger. En hy besluit te gaan huis toe, want ek kan daar ry ouma se lekker kos. Maar hy stap so by hierdie tuinhekkie in, en wat sal hy sien, ouma se geliefde eendjie. Hy dog toe aangehaal, wat is die kans dat ek hierdie eendjie kan raak skiet? Ek het dalk 'n vinnige kans om swanger te raak, sodat ek weet om hierdie eendjie raak te skiet. En hy mik so en hy trek, en daai eendjie verlaat die tydelike met die ewige, en as hom 'n dammetjie voorberei. Maar hy is angsbevang en hy is bang, en hy gryp hierdie eendjie, hy begrawe hom hier onder 'n klomp mieliestronke en hout. Maar toe hy so opkyk, ek weet, toe sien hy sy sussie Marianne, sy wys vir haar so met sy vingertjie, en hy weet, dit beteken moeilikheid. Sy het hom gesien, ek meen, klein sissies is in die wêreld gebring om op hulle boeties te spaai, dis waarvoor hulle daar is. En die aand sê ouma, maar die handjie wil nie vir ouma die skool goed was nie. Sy sê ouma sal nou nie glo nie, maar ek het net gister met Pieter gepraat. En hy het gesê, hy sal die hele skoolvakansie die skool goed was. Is dit nie waar nie, Pieter, onthou daai eend? En Pietertjie weet hy sien moeilikheid. Was nou maar die skool so week gaan verby. En ouma sê, hoorie, ons gaan 'n bietjie vis vang. Pietertjie gaan saam met oupa, dan help jy ouma groente skil, wortels rasper en eie sny. Sy sê ouma sal nou nie glo nie. Maar Pieter is beskiklik lief vir eie skil en wortels sny. Is dit nie waar nie, Pieter? Onthou daai eend. En sy weer besig nou, skil hy nou maar die groente en hy doen die dinge. Maar paar dae gaan nog verby en hy werk in om die huis en hy verrig almal se take, sy take en sy sussie se take. En hy besluit maar, genoeg is genoeg. Hy gaan na sy ouma toe. En hy sê, ouma, ek moet bieg vanmôre. Ek het ouma se eendjie vrek geskiet. Sy sê, ek weet my kind, ek het jou by die kombuisvenster gesien. Ek het alles gesien. Ek het net gewonder, hoe lank wil jy nog jou boetie se slaaf wees? Sy gee hom 'n drukkie, sy sê ek het jou vergewe.
Baie keer wil die duiwel jou in bondage hou oor jou verlede. Baie keer sal hy sê, jy is nie goed genoeg nie, jy sal dit nooit maak. Dit gaan nie werk. Klink dit bekend? Die duiwel sal jou doelbewus jou vreugde steel. Want hy weet as hy jou vreugde steel, jou joy steel, dan het hy jou niet waar hy jou wil hê. Maar as ek kyk in Romeine 10, die 13de vers, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, hy sal gered word. Wat sal gebeur? Wat is die woord? Elkeen wat die naam van die Here aanroep, hy sal gered word. As ek kyk na Psalm 50:15, roep my aan in die dag van jou benoudheid, en ek sal jou uitred, en jy moet my eer. Amen. Ons moet God vandag sy naam groot maak en eer, want die duiwel is lustig, hy sal jou aanval, hy sal jou probeer vernietig, hy sal jou vreugde steel. Hy sal jou joy steel. Maar ons is nie vanmôre hier. Ons staan in oorwinning. Ons is meer as oorwinners in Jesus wat ons die krag gee. As ek kyk, Jesus sê in Hebreërs 13 vers 8, Jesus is gister, vandag en môre en vir altyd dieselfde. Jesus is die onveranderlike God. God verander nooit. Psalm 103 vers 12, so ver soos die ooste en die weste, verwyder God jou sonde en jou oortredinge, en hy dink nooit weer daaraan nie. Ek sê dit nie, julle sê dit. Amen. Jesus dink nooit weer daaraan nie. Inteendeel, Jesus sit daar 'n bordjie, no fishing allowed. Nie as die duiwel kan jou sonde daar gaan uithaal nie. Maar wat doen ons as mens? Ek onthou jou verlede. Jy sal altyd so en so en so wees. Hoe kom ons die duiwel trakteer en sy vuil werk vir hom doen? Die Here het ons lankal reeds vergewe. Amen. Matteus 6:14. Want die Here sê, ek het jou oortredinge vergewe. En julle met mekaar se oortredinge kan vergewe. Maar hoekom hou ons aangrou in die verlede? Jy is vergewe voor God, jy is vergewe voor die mens, maar jou verlede het 'n manier om jou in te haal. Dit is hartseer om vir jou vrou te sê, jy is nou maar eenmaal 'n hoer en 'n hoer sal jy bly. Dit is maar eenmaal om te sê, jy is net soos jou pa. Jy sal nooit verander nie. Dis woorde wat die duiwel wil hê jy moet sê. Maar om eenmaal vir jou vrou te sê, maar ek is lief vir jou. Ek like jou kooi. Ons moet regtig let op wat ons sê. Woorde dra groot krag. Amen. Jesus vergewe jou onvoorwaardelik. Jesus vergewe jou sonder enige voorwaardes.
Is ek reg? Ja. Maar wat doen ons as mens? Ek sal jou vergewe as. Ek sal jou vergewe maar. Ek kan jou vergewe as jy dalk die gras sny. Ek meen, dis skoonma mentaliteit. Dis hoe 'n skoonma sal redeneer en sal optree. Ons moet wegkom van hierdie skoonma mentaliteit. Prys die Here, ek het 'n wonderlike skoonma. Amen. Mens mag nie vir die kan sê. Ek doen nog 'n paar versies, ek gaan oortuig word. As ek vanoggend kyk na die lewensverhaal van Josef, ek moet kyk hier in Genesis 37, sy broers verkoop hom as slaaf, hulle gooi hom eers in 'n put. Toe verkoop hulle hom as 'n slaaf. En daarna het hulle nooit weer van hom gehoor nie. As ek kyk na Potifar se vrou hier in Genesis 39 wat sy hom probeer verlei, het vir haar sê nee, dankie. Ek is okay. En hy word in die tronk gegooi. En hy lê sy drome uit. En hier by die 42ste vers sien hy vir die eerste keer weer na al hierdie jare sy broers. Intussen tyd is hy tweede in bevel. Hy het al die mag, al die autoriteit om hulle leed aan te doen, hulle dood te maak. Maar hy het Jesus se mentaliteit. Ek het julle vergewe, ek het my vrygespreek. Hy het nooit ooit 'n woord gered. Jy kan 'n hele gedeelte gaan lees wat hulle ooit verwyd het. Hulle was bang vir hom omdat hulle geweet het wat hy aan hulle kan doen. Maar hy het sy hele familie bymekaar gebring en gesê, kom na hierdie land toe, hier is kos, hier is nie hongersnood. Hy wys hulle empatie, hy wys hulle simpatie, hy wys hulle die liefde van Jesus. Amen. Hy kon as hy wou. Onthou jy die verlede, onthou jy dit, onthou jy dit. Onthou jy wat my in my put ingegooi het. Hy gaan nie daar nie. Hy het 'n Jesus mentaliteit. Jesus wil vanoggend hê ons moet 'n Jesus mentaliteit hê. Kom ons skud hierdie duiwel mentaliteit af. Om te sê jy is nie goed genoeg nie, jy sal dit nie maak nie. Jy is dan maar eenmaal 'n rubbish en 'n rubbish sal jy bly. Jesus het daai bordjie opgesit, nou fishing allowed. Jy sien, duiwel het nie eens die reg om daar te gaan grou nie. Ek kry vir jou ander gesprek. Gaan BCP toe. Ek sal julle daar kry. Dis 'n baie beter spot. Maar kom ons los die verlede by die verlede. Ons kan nie lewe in gister nie. Ons kan nie lewe in die verlede nie. Ek weet Lot se vrou, toe sy omdraai, toe verander sy in 'n soutpilaar. Hoekom? Want sy het teruggekyk. Die Here sê in sy woord, as jy jou hand eenmaal aan die ploeg geslaan het, en jy kyk terug, is jy nie waardig om die koninkryk van God in te gaan nie. Toe sê hy nou, my Here, ek verstaan, ek moet eers my pa begrawe, toe sê dat die dooies mekaar begrawe. As jy my volg jy my, die seun van die mens het nie plek om so, 'n klip om sy hoof neer te lê. Maar ons moet die Here volg, in gees en in waarheid. Soos hierdie jong ryk man, hy sê, Here, wat moet ek doen om U te volg?
En die Here sê vir hom, kom jy jou al die goed boeie na, hy sê, van kindsbeen af, dis hoekom ek so geseënd is, en ek floreer, en dit gaan so goed. En die Here sê, jy kom egter een ding kort. Gaan verkoop al jou besittings, alles wat jy het, en deel dit uit onder die armes. En hy het bedroef en hartseer daar weggestaan. Want die prys was te veel. Come on. As die Here vir my sê, hy het vir my kroon in die hemel weggebere, ek moet laat gaan. Hoekom wil ek vas? En daai jong, ryk man, wat gedink het hy is 'n Christen, wat gedink het hy is 'n kind van God, verbeur die ewige lewe. Omdat hy vashou aan die tydelike dinge, die verganklike dinge. Ons moet bedink die dinge daarbo, nie wat hier onder is. Maar ek is net besig met dit en ek moet ook dit afhandel, want ek gaan by die Here uitkom. Môre kan vir jou te laat wees. Ek hoef nie vandag kerk toe te kom nie, dis oké. Die pastoor sal verstaan. Ek kan ook verstaan, ek dink God verstaan nie. Weet jy hoe hou skinderbekke ou in die hemel uit? Skinder, kwaadpraat. Grootpraat. Waarom sê ek, Here, hou my nederig, hou my trou, hou my voor die voete, Here. Môre kan te laat wees. Ek moet nou gaan vir my 6de operasie. My maag's besig om te skeer, die vetpeel uit. Ek bloed, gelukkig toe die darmes nog nie deur nie, hulle het my weer opereer. Ek weet nie, dis nie die genade van God dat ek nog hier kan bedien en hier kan preek. Maar ons het almal 'n battle waarmee ons lewe, waarmee ons fight. Maar God sê, gee my al jou laste. En ek sal vir jou help. God sê nie, gee vir my net die helfte nie, en sorg jy aan die helfte uit nie. Hy sê, my juk is sag. Gee my al jou laste. En ek sal jou uitdoen. En my eer, jy moet my dien. Vanoggend is ek hier nie toevallig nie. Julle sit nie hier vanmôre in hierdie kerk toevallig nie. God het met julle afgespreek. Dis miskien nie 'n woord wat julle wil hoor nie. Julle sal seker wou gehad het ek moet jam om julle bekke smeer, maar dis nie wat ek doen nie. Ek is hier om die ware evangelie te verkondig. Kom ons hou op dat die duiwel van ons steel. Kom ons hou op dat die duiwel vir ons lieg. Ons is duur gekoop deur Jesus bloed. Baie duur gekoop. Die oomblik toe Jesus aan die kruis hang, en in sy sterwensoomblikke, toe hulle daai suur asyn in sy mond druk, en blaas hy sy asem uit en hy sê, Here, aan U gee ek my siel oor en hy, dat sak sy hoof vorentoe. Op daai oomblik het God vir ons gesterf, vir ons sonde, vir ons oortreding. Maar sodra ons na Jesus toe gaan en sê, Here, vergewe my.
dan het die duiwel geen legal right nie. Maar hy het die wettige reg om jou aan te kla by God. Solank jy nie jou oortredinge bekend maak en sê, Here, ek is jammer oor wat ek verkeerds gedoen het nie. Here, ek is jammer oor my verlede. Here, kan U my vergewe oor daai aborsie? Kan U my vergewe oor die seer wat ek gemaak het? Here, kan U my help dat my skoonma my weer sal like? Daar is soveel negativiteit in hierdie lewe. Ons moet begin positief raak en sê, Here, ek wil my hart, my siel, my lewe, my verstand, alles aan U gee. As ons net ons hart vir die Here kan gee en sê, Here, ek wil U my hart gee. Here, haal my hart van klip uit, geef my hart van vlees. En die Here sal dit vir jou doen. Maar ons moet bereid wees om mekaar se laste te dra en mekaar te kon vergewe. As hier vanmôre iemand is in hierdie gemeente wat sê, pastoor, ek preek nou vir die afgelope halfuur, maar dis nie wat ek wil hoor nie. Tough cookies. Ek is hier om die woord te bring soos wat God dit vir my gee. As hier vanmôre mense is wat sê, ek wil my hart, ek wil my lewe oorgee aan God. Ek wil verander, ek wil my lewe oorgee. Die duiwel het genoeg van my gesteel. Hy het genoeg van my tyd gesteel, hy het genoeg van my vreugde gesteel. Hy steel my joy. Ek wil die vreugde van my Jesus hê. Ons is vanmôre op die regte plek. Ons bid net saam. Almagtige God en Heilige Vader. Here, U is die Alfa en die Omega. Here, U is die blinkmorgenster. U is die lelie van die dale. Here, U is die soet roos van Saal. Here, dankie dat ek vanmôre my ou lewe kan aflê. En Here, dankie dat ek U kan volg. Here, dankie dat ek nie deel is van my verlede nie, maar Here, laat ek deel sal hê aan my toekoms. My verlede is my verlede. Maar dankie Here, dat U God die argitek is van my toekoms. Dankie dat U die argitek is oor wat voor lê. Dankie Here dat ek kan vergeet wat agter my is. Dankie Here dat my man kan vergeet wat agter my is. Dankie dat my vrou kan vergeet wat agter my is. Dankie Here dat ek van hierdie oomblik af 'n pad met U kan loop. Vader, ons kom met nederige harte, buig ons voor U heilige troon. Ons sal bid en ons weet, Here, U sal ons nie verlaat of vergewe nie. U sê ek sal jou nooit verlaat of jou nooit vergewe nie. Dankie Here dat U daar is om ons uit die moeilikste omstandighede te trek, ons op te tel en te vernuwe. Here, want U maak elke dag alles nuut. Dankie dat U ons nou weer nuut maak. Dankie dat U ons weer salf, Here, met 'n salwing van die Heilige Gees. Dankie Here dat U daar is.